Ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom, en van die 7 geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Ons sing saam, Psalm 131 vers 1 tot 3. My hart is nie hoogmoedig, Heer, my oog nie trots nie, ek verkeer, ek wandel nie in wat te groot, te diep is vir u guns genot, voorwaar my siel is in my stil, weer een met God se heilige wil, net soos ek in tevrede by sy moeder is my siel in my. Laat Israel op die Heer vertrou, sy hoop op Gods ontferming bou, en stil berus in sy beleid, van nou af tot in ewigheid. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeue uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore en nie gemaak nie. Een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het ter wille van ons mense en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gely en is begrawe. Op die 3de dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en hy sal met heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot die vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Ons luister, broer en suster, saam na die wet van die Here uit Deuteronomium 5 vers 6 tot 21. Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe,
selfs tot in die 3de en 4de geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. En daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Psalm 19, vers 6 en vers 7. O word deur U vermaan, my weg 'n helder baan, en my verlange skoon. Hy wat die wet bemin, die vind o Heer daarin, 'n groot genade loon. Wie kan van vooraf aan sy dwalinge verstaan, en al wat hom ontbreek het, Heer, reinig my tog van sondes wat daar nog diep in my hart bly steek het. Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad U heilige wil weerstreef. Laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Laat tog my tong en mond, my hart se diepste grond, o Heer, op wie ek vertrou het. U welbehaaglik wees, wat in my hart kan lees, my rots op wie ek gebou het. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, dit is wonderlik om as die kinders saam te kan bid, om saam te kan wees in 'n erediens. Here, U het gekom om ons elkeen te ontmoet, en voordat ons geweet het, ons sal na hierdie erediens toe kom, het U dit al geweet, en het U dit so gereël, dat ons hier sal wees. En ons is dankbaar, Here, dat U ons kom ontmoet. U gaan met ons praat, U het alreeds met ons gepraat. Ons bedoel, wanneer ons lees uit die Bybel uit, dan praat U met ons. Ons wil dan ook luister na die verklaring van die woord, en ons bid dat die predikant dit sal doen onder die leiding van die Heilige Gees, dat ons werklik daardeur aangeraak kan word,
en dat ons lewens kan gaan aanpas. Baie dankie vir elke persoon, van groot tot klein, wat vanoggend hier is en wat deel is, ook van hierdie gemeenskap van gelowiges. Mag dit wees dat ons regtig vir mekaar omgee, dat ons mekaar dra, dat ons aan mekaar dink. Ons bid, Here, dat U ons op die koers sal hou, op die pad sal hou. Dis nie altyd vir ons as mense maklik nie. Soms is dit siekte, ander kere is dit hartseer, 'n gemis, alleenheid, 'n gesukkel. Daar's so baie dinge wat die lewe vir ons kan kompliseer. Maar ons weet, Here, ons moet op U vertrou en U vat ons aan die hand. En net soos wat ons kinders aan die hand lei U ons aan die hand, elkeen van ons. Ons bid ook in hierdie oggend dat U vir ons tog die reën sal gee, wat ons nodig het om te kan ploeg en te kan plant en te kan uiteindelik ook 'n oes op die lande te kry. U sorg so vir ons almal. Al die mense in hierdie land lewe van U genade, Christen en heiden. Ons sien dit raak en ons dank U daarvoor en ons bid dat U ons in staat sal stel om ons werk te kan doen, om ons roeping uit te kan leef. Ons vra ook vir U dat U tog ons sonde sal vergewe. Ja, mens kom onder die indruk van jou sonde wanneer ons so na U woord luister. Ja, Here, gee dat ons lewens onder leiding van die Heilige Gees sal vernuwe. En ons bid ons gebed in die naam van U Seun, ons Here Jesus. Amen. Geliefde broer en suster, daar het U die stuk wat ons gaan saam lees. Ons het dit al reeds gelees. Dit is Eksodus 20 vers 17. Dit gaan oor begeer. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou, ons gaan nou net antwoord 113 met hierdie preek doen. Die tweede preek sal ons die ander vrae doen. Wat eis die 10de gebod van ons? Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heelhartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. Jy weet, broer en suster, die wet van die Here is iets wonderlik. Dis 'n groot genade wat die Here in ons lewe gegee het. Ek dink dat die wet van die Here maak ons wat ons is. En vir ons is die wet van die Here baie belangrik. Vir ons wat, kom ons sê nou maar gereformeerd is, maar nie almal sien die wet van die Here so nie. Daar's baie mense wat, julle weet, krities is wanneer hulle ons eredienste besoek en hulle sien ons lees die wet, dan kan hulle nie eintlik verstaan nie, want hulle voel ons is klaar met die wet en die wet is die Ou Testament en die wet is nie meer nodig nie, want Christus het die wet vervul en ek het al baie gesê in preke, hulle verwar vervul en verval. En dan volgens hulle is dit net nie meer nodig nie en dit is eintlik 'n liefdeswet wat net gelees moet word uit Matteus 22. En ja, hulle sal kom met die argument dat die letter maak dood, die woord maak dood, maar die Gees maak lewend. En wat hulle eintlik doen is hulle haal Paulus en Galasiërs aan, maar hulle haal hom buite konteks aan. Jy moet onthou, Paulus het te doen gehad met die Fariseërs wat die wet op so 'n manier gebruik het, dat daar was niks geestelik daarin nie. Dit het eintlik net 'n klomp reëls geword. En Paulus probeer vir hulle sê, nee, so 'n wet is nie 'n goeie wet nie. Die wet moet jou in jou hart aanspreek. En nou hoop ek, hierdie preek, kry ek dit nou reg, as die Here my genadig is en lei deur sy Gees, dat jy ook ervaar, maar ek hoor wat die Here vir my sê. Want ek voel altyd, as dit kom by die 10de gebod, dan dink ek, kyk, dis nou die een gebod waar ek nie by myself kan verbykom nie. En as ek met hom sou begin,
dan begin ek sien, maar ek is eintlik, het ek 'n probleem met al die ander gebooie maar ook. En dit is presies die funksie van die 10de gebod. Dis hoekom hy nommer 10 is. Ek vra met geleentheid vir iemand, hoeveel van die gebooie van die Here het jy oortree? Die persoon sit juist by my oor duidelike openbare sonde. En sy sê vir my, wel, ek reken 1. Ek sê, wat die 1? En dis dit nogal nie die een wat ek aan gedink het nie. Toe sê ek, nee, maar jy moet verstaan, dat as jy een van die gebooie van die Here oortree, het jy almal oortree. Want hulle is almal aan mekaar verbind. En met die 10de gebod besef jy dit veral. Want die 10de gebod sê eintlik, en ek gaan nou die dag het dit weer gebeur, dat ek vra, iemand sê vir my, maar wat is hierdie gebod wat jy van praat? Nie die verbod nie, maar die gebod. Onthou nou, elke wet het 'n positiewe en 'n negatiewe kant. Net die negatiewe kant word genoem. Maar die positief byvoorbeeld van die 10de gebod is jy moet begeer om die wet van die Here te hou. Elkeen van die 10 gebooie. Jy sien hoekom sê ek, jy kan stories maak oor al die gebooie, maar as jy kom by nommer 10 en jy kyk na jou hart, dan moet jy vir jouself kan sê, het ek 'n begeerte in my hart om al die gebooie van die Here te hou, en die punt is, doen ek dit? En dis waar die moeilikheid dan met ons almal maar kom, is dat ons begin kleitrap. Ons besef, ons is baie ver van volmaak af. So, ja, hierdie gebod en hierdie preek sal ek ook ietsie sê van perfeksionisme, die idee dat jy al die gebooie van die Here kan onderhou. So, dit is maar ons tema, ons mag geensins een God se wet hê nie, maar al vir sy wet. Ek dink jy kan sien waar ek daai tema gekry het, wat ek nou verduidelik het, nee. En dan, dis 'n baie bekende indeling hierdie eintlik, die begeertes van God en die mens en die duiwel, wat God nie wil hê nie, want wil hê, gaan tog oor begeerte op, nee. Nou goed, gaan kyk die 10de gebod in die Hebreëus. Wat staan daar eintlik? Kyk, as ek nou 'n preek moet, skrifverklaring moet doen, moet ek nou vir jou sê, wat staan daar in die oorspronklike taal? En wat in die oorspronklike taal staan, as jy kom by die woord begeer, dan staan daar eintlik dat ons moet nie 'n verlange hê in ons harte, wat ons beplan om uit te voer, teen dit wat in God se wet staan nie. My hele lewe bestaan uit beplanning, voel dit vir my. Ek is die hele tyd besig om te beplan, hoe laat ek op 'n sekere plek moet wees, wat ek moet doen. En as jy mooi dink oor jou hele lewe gaan oor beplanning. Jy het mense wat vir jou werk, wat jou dalk net help om jou beplanning op koers te hou. Wie jy sien, wanneer jy die persone sien, en jy beweeg volgens jou rooster wat jy voor die tyd uitgewerk het. Nou, jy weet, dit kan positief of negatief wees in 'n mens se lewe, maar ongelukkig is baie van ons beplanning nie altyd positief nie, maar negatief. En dit is hoe om by die wet van God verby te kom. Hoe om nie te doen wat ek moet doen nie. En ek sou baie voorbeelde hier kon noem. So, dit is nie iets onskuldig, wat maar net hier in jou gebeur, dat jy die wet van die Here oortree nie. As jy mooi stil staan, laat ons nou met mekaar eerlik wees hieroor. Het jy voor die tyd daaroor gedink? Het jy dit oordink? Het jy dit beplan hoe jy dit gaan doen? En baie keer is dit, en jy weet dit is verkeerd. Maar dit lyk na die beste pad, die kortste pad, die pad wat jy die beste resultaat mee kan kry, en dan sê jy vir jouself, iets in die lyn van, maar die doel heilig die middele. Ek wil tog hiermee goed doen. Ek wil die regte ding doen. Of jy sê vir jouself, die Here sal verstaan. Die Here sal verstaan wat ek hier doen. En wanneer ek dit vir myself sê, weet ek elke keer ek is verkeerd.
En dit is nie altyd maklik om 'n mens te wees op hierdie aarde wat vol sonde is nie, en alles is nie altyd wit en swart nie. Maar die punt is, ek en jy mag nie in ons hart dinge beplan of dink, sê hierdie gebod, wat nie in lyn is met God se woord nie. Ek sê deesdae vir my vrou, toe ek jonger was, het ek nogal baie gesukkel met my oë. Kyk, jou oë is 'n wonderlike ding nie, maar nou sien jy iets wat mooi is, of iemand wat mooi is, en jy kyk. En die oomblik as jy gekyk het, is jy klaar in die moeilikheid. Ek het regtig geleer, en dit het ek nogal by 'n rabbi geleer. Jy kyk weg. As jy daai figuur van ver af sien, net die wyse waarop iemand beweeg of aankom, of aan het of nie aan het nie, weet jy klaar, jy moes al weggekyk. En die rabbi het gesê, mense het dit baie vreemd gevind, en ek dink ek het die voorbeeld al genoem, hy het letterlik so teen die muur gaan staan, as hy gesien het, daar kom so 'n verleiding verby, met sy gesig hierdie kant, sodat hy nie kan sien nie. Julle sal dink, mense gaan dink ek het dit verloor, as ek dit doen. Wel, dit is hoe ernstig ons behoort te wees oor hierdie gebod. En dis hoe maklik jy val. Nee, dis wat die gebod tog sê, nie jou naaste se vrou nie jou naaste se bees of donkie of huis of enige iets nie. 'n Mens moet hart bewaak meer as enige iets. En dit bring ons dan, hierdie eerste punt, gaan ek nie baie tyd noodwendig aan spandeer nie, die begeertes van God en die mens en die duiwel. Het julle geweet dat God het ook begeertes? Jy weet, ons kan so negatief wees oor begeerte, dat ons dink, maar ek gaan net nooit goeie begeertes hê nie. Ek het nou al so rukkie na hierdie dominee geluister, maar ek begin nou bekommerd raak, want ek lyk vir my, hy is 'n bietjie op 'n ander vlak as ek, want my begeertes, as ek so vinnig oor dit dink, is maar nie goed nie. En ek is nie op 'n ander vlak nie, inteendeel, ek is waarskynlik agter jou. Maar God het goeie begeertes. Hoekom? Want God is goed. Hoekom sal sy begeertes goed wees? Want hy is goed. In Job 23 vers 13 lees ons dat die Here sê, wat sy siel begeer, dit doen hy. Daar's 'n verskil, nê. Die Here se begeertes word iets, want dit is suiwer en rein en goed. In Psalm 132 vers 13 tot 14 gaan ek nie vir u lees nie. Daar staan dat die Here het 'n begeerte gehad na Jerusalem, as die plek waar hy sy setel wil hê, waar hy sy tempel wil hê, waar hy sy troon wil hê. En dit was ook goed. Dit was wat die Here wou gehad het. Dit is in elk geval syne. Alles is syne. So hy kan nie eintlik iets begeer wat nie syne is nie. Jy sien, dis waar die probleem met jou en my inkom. Dit wat ek en jy begeer is nie alles ons nie. Dis iemand anders se sin. En nou begin ek dink, maar ek wil dit ook hê. Miskien kan ek dit nie bekostig nie. Miskien is dit nie wat die Here vir my beskik het nie, wat die Here vir my wil gee nie. Maar nou begin ek al dink, hoe gaan ek dit in die hande kry? En net daar begin my probleem. So daar is 'n baie groot verskil tussen die Here se begeertes en ons begeertes. En ek wil dit weer eens sê. Ons kan goeie begeertes hê. Jy kan doeteenvoudig strewe na goeie dinge, na die regte dinge, na dit wat betekenisvol is, dit wat waarde het. Jy kan byvoorbeeld soos Dawid sê in Psalm 27 vers 4, luister na hierdie begeerte. Is daar fout met hierdie ene? Hy sê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek doen, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here. Daar's nie iets meer verkeerd nie. Dat ek mag kerk toe gaan, dat ek mag hemel toe gaan, wat kan daarmee verkeerd wees? Dis 'n suiwer begeerte, dis 'n goeie begeerte. Ek wil amper sê, dis my begeerte. En om die Here te dien, is ook 'n goeie begeerte. Psalm 37 vers 4, verlustig jou in die Here, sal hy jou gee die begeertes van jou hart. En dis is 'n snaakse ding die, hoor. Hoe meer jy die dinge soek wat vir die Here belangrik is, hoe meer kry jy dit. Jy het dit al agtergekom. Dat as jy op hierdie punt in jou lewe mik vir wat die Here wil hê, jy moet mik,
dan begin dit gebeur. Maar as jy die teendeel doen, as jy mik vir dit wat nie die wil van die Here is nie, dan gebeur dit nie. Dan werk dit nie uit nie. So 'n mens moet jou begeerte lewe ondersoek, en 'n mooi voorbeeld hiervan vir my is Paulus wat aan die Filippense sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend, Filippense 4 vers 6. So die dinge waaroor jy dink, kan ek jou eerlikwaar vanoggend iets vra. Al die goed wat hier in jou gedagtes aan die gang is, kan jy daaroor met die Here praat? Kan jy dit vir hom vra? Want as jy sê, nee, ek kan nie dit vir hom vra nie, ek is 'n bietjie skaam oor hierdie goed, dan is daar 'n probleem. Dan weet jy mos, dis nie goeie begeertes nie, is dit nie? En Paulus sê, moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. Dan moet jy daaroor kan bid, oor dit wat binne in jou hart is. En dit gee mense 'n ander perspektief. Die duiwel, hy is boos. En dit wat hy wil hê, is boos. En ek hoop regtig nie u dink, die duiwel is nie 'n faktor nie. Die afgelope tyd werk ek baie met, ongelukkig, moet ek mense help wat onder die invloed van die duiwel gekom het. En dit is skrikwekkend om te sien hoe die kerk van Satan in Suid-Afrika groei. Ek en 'n ouderling praat 'n bietjie daaroor. Die kerk van Satan brei geweldig uit. Hulle werk saam met die vrymesselaars ook. As jy dit nie geweet het nie. So ek hoop regtig nie, jy dink dat die Satan en die duiwel is nie 'n wesenlike gevaar nie. Die kinders wat so wegraak, waar is al daardie kinders wat nie gekry word nie, dink jy? So, jy moet werklik weet, die duiwel is 'n faktor en hy is boos, sy begeertes is boos, en jy wil nie onder die invloed van die duiwel kom nie. En dis eenvoudige dinge wat jy onder die invloed van die duiwel bring. Byvoorbeeld, seksuele losbandigheid. Om aktief te wees met iemand wat jy nie meer getroud is nie. So stel jy jouself oop en kan jou begeertes verander, want jy kom onder die invloed van die duiwel. So wees baie versigtig daarvoor. Lewe soos wat 'n gelowige behoort te lewe, gehoorsaam aan die Here, aan die wet van die Here. Die Here Jesus sê vir die Fariseërs, en dink nou net, as jy 'n klomp dominees het wat by mekaar staan, dis die konteks. Die Here Jesus kom by hulle, en hulle het skynbaar, hulle het hulle klere aan, en hulle is hoog, en hulle is heilig, en hy sê vir hulle, julle het die duiwel as vader, en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af, en staan nie in die waarheid nie, omdat daar in hom geen waarheid is nie. Wanneer hy leentaal praat, praat hy uit sy eie, omdat hy 'n leienaar is, en die vader daarvan. Johannes 8 vers 44. Een van sy leuns byvoorbeeld is dat hy kan jou siel koop. Hy kan jou siel vat. Hy kan nie. Jou siel behoort altyd aan God. Ja, die siel van die ongelowige ook, of hulle dit nou wil weet of nie, behoort aan God. En God sal daardie siel ook oordeel en veroordeel, as daardie persoon nie tot bekering kom nie. So dis tipies van die leuns wat vertel word, en wat hy vertel, en wat hy vir mense gee en gebruik om te vertel. Moenie onder sy invloed kom nie. Kajan is 'n baie goeie voorbeeld. Ek en my vrou het vanoggend, voordat ons kerk toe gekom het, gepraat oor Kajan. Die Here sê vir Kajan, hy waarsku hom, hy sê, as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur, doen altyd goed, so ver as wat jy kan. Doen altyd goed, want anders te lê daar die een of ander sonde vir jou ook voor die deur, net soos vir Kajan, en sy begeerte is na jou, maar jy moet daaroor heers, en Kajan kon daaroor geheers het, Genesis 4 vers 7. Kajan doen dit nie. Uiteindelik gee Kajan toe, hy doen nie goed nie, en hy gaan van kwaad tot erger, tot by die punt dat hy sy broer vermoor. Hy het dus
nie gekom by die punt dat hy sê, Here, dit is so, ek het 'n sondige begeerte in my hart, ek bely dit teenoor U, ek is spyt daaroor, vergewe my dit. Kain doen dit nie. Dis daai pad, die preek wat ek nou die dag vir u gepreek het. Wat is ons almal se pad terug na God toe? Dis dieselfde pad, berou, bekering en vergifnis. Kain doen dit nie. Kain ontken dit, en uiteindelik het die duiwel hom in sy greep gekry. Die duiwel het Kain en sy nageslag se lewe vernietig. In die tweede plek, wat God nie wou gehad het nie, en ook nie nou van ons wil hê nie, ek dink jy begin besef, dat, en dit voel vir 'n mens baie keer, of jy die hele tyd besig is om te dink. En al die dinge wat hier in 'n mens se kop kan aangaan, kan jy nie in die privaatheid doen van jou eie kop nie, binne hierdie dop nie, as dit ware nie. God weet van hierdie begeertes waarmee ek en jy besig is, van die gedagtes waarmee ek en jy besig is. Sekerlik alles is nie begeertes nie, maar jy moet baie versigtig wees wat jy hiermee besig is. Wat sien jy, wat neem jy in? Ek het die praktyk om in die oggende my Bybel te gaan vat en eers my Bybel te gaan lees. En ek het nou 'n sekere manier wat ek dit doen. Want ek wil 'n goeie begin maak. Ek wil probeer om die regte dinge in my lewe te kry voordat ek die dag begin. Sodat ek kan wegkyk en kan afsit en kan omdraai en kan wegloop en nie kan reageer nie. En daarom is dit belangrik, maak seker wat jy inneem. Jakobus beskryf dit baie mooi in Jakobus 1 vers 14 en 15. Hy sê 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Die duiwel, baie keer dink baie mense blykbaar die duiwel is omtrent so groot. En hy bly blykbaar op baie mense se skouers. Ek kan u verseker, hy bly nie op hierdie skouers nie. Nie omdat ek so heilig is nie, maar dit is omdat hy nie so groot is nie. Die duiwel is wesenlik en baie gevaarlik. Maar om te sê dat die duiwel is so groot en dis hy wat op jou skouers sit en hier goed in jou ore influister is ook nie waar nie. Want Jakobus sê die probleem is jy het 'n sondige natuur. En jy kom met hierdie goed baie keer self op en vorendag. En jy moet dit begin besef, 'n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep. Nou sê hy vir jou, hy spel die pad uit, wat gebeur daar verder in Jakobus 1 vers 14 en 15. Daarna, as die begeerte bevrug geraak het, dis 'n saadjie wat geplant is, nou het hy bevrug geraak, bring dit sonde voort, en as die sonde ryp geword het, wat dra hierdie sondeboompie? Hy dra die dood, sê hy, loop dit uit op die dood. So hy sê baie mooi hoe dit begin. Hy sê by luister, by 'n saadjie, dit ontkiem, dit groei, dit word vrug, en dit lei uiteindelik, daardie vrug is die dood. Sonde begin dus op 'n baie eenvoudige wyse in mense se lewe. Ons het die voorbeeld ook van Esau in die Bybel in Genesis 25 vers 29 tot 34. Die man was honger. Hy het 'n begeerte na lensiesop. Hy gee alles prys wat kosbaar is. Sy eersgeboortereg, die verhouding met God, dat sy nageslag geseën kan wees, hy was net honger. Hy wou nie wag nie. Hy kon nie wag nie. Hy wou dadelik sy begeerte bevredig gehad het. Vra vir Dawid. Dawid staan op sy paleis se dak. Die man het baie vrouens gehad. Hy kan nie 'n ander man se vrou uitlos nie. Hy moes omgedraai het, weggeloop het en gesê het vir 'n soldaat, gaan sê vir daai vrou, my paleis se dak kyk af op daai dak. Sy moet binne gaan bad. Hy doen dit, hy laat haar roep. Uiteindelik vermoor hy 'n man. Dit is 2 Samuel hoofstuk 11. Agab het baie grond gehad, koning Agab. Hy staan daar in Nabot se wingerd, nadat hy Nabot vermoor het, net om nog 'n stukkie by te sit by dit wat hy reeds gehad het. Want hy wil 'n groentetuin hê, en Nabot se wingerd is die ideale stukkie vir 'n groentetuin.
Dis 1 Konings 21 vers 1 tot 16. Dit het begin by die gedagte, dit sou daarom lekker wees as ek hier 'n groentetuin het. En langs my. Vir raai wêreld, die mooi goedjies in die wêreld. Demas gevang. Demas het dit begin begeer. Demas het op hy pad gegaan en Demas het van die Here afvallig geraak. Die grootste fout wat jy nou kan dis nou nie die belangrikste preek hierdie wat ek al gehoor het nie. Ek dink hierdie dinge is so ergie. Dit is tog nie so erg om hierdie goed te dink nie, eerder as om dit te doen nie. Dit is tog baie erger, is dit nie? Maar dit sal 'n baie groot fout wees, want dan het jy nie gehoor wat gesê word deur die Here in die Bybel nie. En wat hy vir ons sê is, hy sê, dis waar die moeilikheid begin. Dis waar die moeilikheid in jou lewe begin, en in my lewe begin. Hierdie dinge laat jy toe in jou lewe, en dit word 'n saadjie wat 'n boompie word, wat 'n vrug dra, wat die dood is. En dis absoluut dodelik. Dit vernietig jou en jou nageslag. Wat wil God hê? Wel, God is baie duidelik. Hy gee vir ons die en die Here Jesus het dit een keer so gesê in Johannes 4 vers 34. Hy sê, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. My voedsel is om die wil van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Dit is so duidelik. Die Here sê, dis my lewe. Ek wil dit doen wat God wil hê ek moet doen, wat my Vader wil hê ek moet doen. Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. Uiteindelik wil ek vir u sê, ek hoop u kan al klaar sien, waar gaan ek daarmee heen? Ek hoop u is saam met my in die tuin van Getsemane. Want daar in die tuin van Getsemane weet hy wat kom, en uiteindelik dan sê hy vir sy disippels, en hy bid ook, en nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Wat 'n gehoorsaamheid. En hy besef, ek moet op hierdie pad hou. Ek kan nie iets anders te dink nie. Ek moet hou by dit wat die Here wil hê ek moet doen, wat my Vader wil hê ek moet doen. Dus, praat jy van die wil van die Here, elke dag van jou lewe, jou daaglikse beplanning, as die Here wil, byvoorbeeld, dan herinner ek myself daaraan. Die Here het 'n wil vir my lewe. Wat is sy wil vir my vir my lewe? Ek moet dit gehoorsaam. En as ek bid, as jy nou die charismatiese mense wil ongemaklik maak, dan bid jy byvoorbeeld, Here, maak hierdie persoon gesond, as dit u wil is. Dan wil hulle omtrent net daar 'n aanval kry. Want hulle sê, jy het sopas jou gebed ontkrag. Ek het nie. Ek het dood eenvoudig gesê, die Here kan, en ek weet hy kan hierdie mens gesond maak, of hy kan hierdie mense lewe in daardie rigting stuur, maar dit is wat ons as mense dink, wat nou belangrik is, maar God weet beter, sy wil is groter, en daarom bid ek in totale afhanklikheid, laat u wil geskied. Dit is nie 'n gebrek aan geloof nie, dit is wat geloof is, om te sê, ek vertrou u, u weet wat moet gebeur, en ek moet gehoorsaam. Dit is geloof. Hoe kan 'n mens so leef en so bid? Kry ek dit reg? Ag, jy kan onthou, ek het net nou begin deur te sê, ek kry dit maar moeilik reg. Ek probeer. Jy kan dit net doen onder leiding van die Heilige Gees. Ek dink baie aan die voorbeeld van my Here Jesus. Ek dink baie daaraan dat hy was 'n mens soos ek. Hy het ook honger geword, hy het ook dors gekry,
Ons weet hy het honger geword. Ons weet hy was dors, byvoorbeeld aan die kruis, toe hy gesê het, ek het dors. Die duiwel het dit geweet. Die duiwel kom en hy probeer hom versoek op al hierdie punte. In die groot versoeking, jy kan dit maar gaan lees, in Matteus 4 vers 1 tot 11, in die eerste versoeking, as hy honger is, dan sê die duiwel vir die Here, hier's klippe, maak van hierdie klippe brode, ek weet u kan. Maar wat was die probleem daarmee? Hoekom kon die Here nie net 'n klip vat en vir hom 'n brood maak en eet nie? Want hy kan geen wonderwerk doen in sy eie belang nie. Dit sou neerkom op selfsugtigheid. En as hy selfsugtig was vir een oomblik in sy lewe, kan hy nie vir ons 'n verlosser wees nie. In die tweede versoeking het hy vir hom gesê, en 'n mens het altyd 'n begeerte om onthou te word of om te presteer, sê hy vir hom, spring van die tempel se dak af, die engele sal u op hulle hande dra. Nee. En die Here sê, dat hy kan nie so 'n wonderwerk in sy belang doen nie. Hy kan nie op daardie manier in heerlikheid weer styg nie. En die derde versoeking was die versoeking na rykdom en eer en erkenning. Hoe sal ek en jy kan gehoorsaam wees? Ek wil afsluit met hierdie gedagte. Wel, broer en suster, net as die Heilige Gees my lei. En een van die belangrikste verse vir my, dis 'n stryd. Ek weet dis 'n stryd. Nie op grond van wat ek hier in my hart beleef nie, maar op grond van wat Paulus gesê het, en ek sal dit nie weer lees nie, ek sal dit nou net hier lees, maar dit is een van die belangrikste verse, of paar verse oor hierdie saak. In Romeine 7 vers 19 tot 21 sê Paulus, ons praat hier van Paulus, die goeie wat ek wil, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my, ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Ek verskoon my nie met hierdie vers nie. Ek weet ek kort selfbeheersing. Soms is ons almal maar 'n stad sonder 'n muur, Spreuke 25 vers 28. Ons is te oop. Ons is nie bewus meer van hierdie gevaar nie. Die stryd is in elkeen van ons, maar God is getrou. In die eerste plek vergewe hy my ook hierdie sonde deur my Here Jesus Christus. In die tweede plek gee hy my sy gees, sodat ek kan bly stry. Amen. Kom ons sing saam. Psalm 119 vers 37 en 38. Waarom is dat ek U wette al my liefde waardig keer, sodat ek in my bepeinsing daarmee besig is aldeer, omdat al my wys gemaak het, wyser as my teenparty, leraars as die grysaard, dis 'n kennisgat vir my. Here, ek wyk deur U genade, weg van elke slegte pad, maar ek wyk nie van U regte, want al is my wysheidskaat, soet soos heuning is U woorde, soeter wandel gee my raad, daarom is dat ek van harte al die valse paaie haat.
Broer en suster, Psalm 119 is 'n akrostiese psalm, so hy werk eintlik so. Dis hy Alef, Bet, Gimel, Dalet, He. Dis die letters van die Hebreëse alfabet. En dan vat hy byvoorbeeld Alef, A, en dan het hy 8 verse net met wat met A begin. B, 8 verse B, 8 verse C, so gaan hy aan. So deur die hele Hebreëse alfabet, al die letters, 8 verse, 8 verse, 8 verse. Nou dit was 'n manier om dit te onthou, en daar's net een onderwerp in die hele wet, in Psalm 119, dis die woord, die Bybel, en deel van die Bybel is die wet. So dis waaroor die hele Psalm 119 gaan. Nee. So nou in Psalm 119 kom hy en nou sê hy iets. Kyk na vers 97. Hy sê, hoe lief het ek die wet, dit bly my elke oomblik by. Let op die absolute terme wat hy gebruik. U gebooie gee my meer insig as my vyande en is altyd by my. Ek mind uit bo my leermeesters, want u verordeninge bly my by. Ek het meer insig as ouer mense, want ek gehoorsaam u bevele. Sien nie elke keer die amper 'n hiperbool. Ek het my voete van elke verkeerde pad afgehou, sodat ek gehoorsaam kan wees aan u woord. Van die bepalings het ek nie afgewyk nie, want u het my dit geleer. Naam is u woord, soeter as heuning in die mond, u bevele gee my insig, daarom haat ek elke verkeerde pad. En dan 114, maar kan die wet tot God bekeer, kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar tog so dat hulle met 'n ernstige voorneme begin, om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Perfeksionisme. Perfeksionisme is om te sê, ek doen alles 100% reg. Ek doen die wet van die Here 100%. En dit lyk asof dit is wat Psalm 119 sê, met hierdie elke en al en meer die hele tyd, nê. Maar wat die skrywer eintlik vir ons probeer sê, is dat daar is 'n opregte strewe, daar is 'n baie sterk begeerte om alles te doen wat die Here in sy wet van ons vra. Nie soos die meisie wat by my gekom het en gesê het, nee dominee, ek dink nie ek doen baie sleg nie, ek dink ek het net omtrent 1 gebod oortree, en toe is dit nie die een wat ek gedink het nie. Terwyl, waar begin jy om so iemand reg te help? Wel, jy begin maar en jy leer en jy onderrig en jy verduidelik dat as jy 1 gebod oortree het, het jy almal oortree, en ons oortree nie net 1 gebod nie, maar al die gebooie van die Here. Maar ek wil nie meer nie. Ek wil nie meer so leef nie, want die Here maak groot veranderinge hier binne in my. En dit is dan ons tema. As ons Here ons werklik verlos het, dan probeer 'n mens elke gebod nakom. Ek dink deel van die probleem, hoekom mense nie probeer nie, is hulle verstaan nie hoekom hulle moet probeer nie. En ek wil nou net gou vir u sê, onthou u dat hierdie Sondag 44 is deel van ons dankbaarheidslewe. Hoekom is jy dankbaar? Is iemand anderste met wie ek praat gedurig oor dankbaarheid. Hy noem my al ou dankbaarheid, hoor ek. Jy het altyd iets om oor dankbaar te wees teenoor die Here. In een woord sou ek sê genade. Die genade van die Here is in ons almal se lewe. Almal, maak nie saak wat jou omstandighede vanoggend is nie. Daar's baie genade van die Here in jou lewe. En ons moet dankbaar wees daarvoor, ons moet dit raak sien. Ons doen nie altyd. Nou, as die genade van die Here jou stem tot dankbaarheid, dan kom jy by 'n punt dat jy vir jouself sê, Here, maar wat wil jy hê moet ek doen? Wat moet ek wees? Wat moet ek gee? Wat moet ek doen? En deel daarvan is gehoorsaamheid,
die wet van die Here en om te bid. Die preke oor gebed kom nou, oor die Onse Vader. So, hoekom moet jy dankbaar wees? Jy gaan nie hel toe nie. Jy gaan nie hel toe nie. As jy werklik glo, dan gaan jy nie meer hel toe nie, en dit is wat Sondag 5 vir ons gesê het. En u kan gerus, ek het nou vanoggend, toe sit ek weer en ek lees weer Sondag 5 van die Heidelbergse Katekismus, en dit het my so aan die hart gegryp. So op 'n mooi manier leer my gereformeerde vaders, ons gereformeerde vaders ons, met al die vragies, aangesien ons volgens die regverdige oordeel van God die tydelike en die ewige straf, dis nou die hel verdien, hoe kan ons van hierdie straf bevry en weer in genade aangeneem word? En dan word daar eintlik nie direk dadelik gesê Jesus Christus nie. Daar word gesê God wil dat daar aan sy geregtigheid voldoen word. Daarom moet ons of deur onsself of deur 'n ander ten volle betaal. Iemand moet betaal vir jou sonde, word daar gesê. En dan sê jy vir jouself, maar kan ons self betaal? Kan ek self iets doen? Kan ek self iets gee? Kan ek self iets aanbied? Nee, glad nie. Ons maak juis ons skuld elke dag nog groter. Kan ek iemand anders te kry om dit vir my te doen? Nee, jy kan nie. Dit moet iemand wees wat absoluut volmaak is. Hoe 'n middelaar en verlosser het ons nodig, word daar uiteindelik gevra. Wel, iemand wat volmaakte mens is, maar wat ook volmaakte God is. En daar is net een. Daar is regtig net een. En u kan maar al die geestelike boeke gaan bestudeer, of dit nou die geskrifte van die Hindoes, of van die Moslems, of van die Grieke, jy kan hulle almal gaan bestudeer. Die Bybel is in alle opsigte uniek, deurdat hy vir ons die antwoord gee op wie daardie verlosser is. En daardie verlosser is ons Here Jesus Christus. En omdat hy gekom het, en vir al ons sondes voluit betaal het, daarom wil ek dankbaar wees. En as ek dankbaar is, dan sê ek vir myself, goed, dit beteken, dinge moet in my lewe verander. Ek moet anders dink, ek moet anders leef. En daardie lewe van dankbaarheid is 'n lewe van bekering. Ek hou nie maar net aan op die ou paaie nie. Ek maak maar nie soos wat my pa gemaak het of my oupa gemaak het nie. Besef jy, hulle was ook sondaars gewees. Hulle kon ook verkeerd gewees het. Ek hou nie maar aan op die paaie wat vir my in die verlede gewerk het toe ek weggekom het met goed nie. Dis nie noodwendig die regte pad nie. Die Here gee vir my genade tyd sodat ek kan insien, ek moet verander. As iemand vir my sê, jy het nog nooit verander nie, van toe jy, kom ons sê nou maar, en vir party van ons is dit redelik lank terug, kom ons sê nou maar, toe jy 21 was, het jy verander van dat jy 21 was? Ek hoop jy het, ek hoop regtig jy het, ek hoop jy groei, en jy word elke dag nog beter. Ek was nie baie goed toe ek 21 was nie, ek is nou nog nie baie goed nie. Met die Here se genade loop ek 'n pad van berou en bekering elke dag van my lewe. En ek wil bly groei, en ek kom op daardie manier deur die Here se genade 'n bietjie nader aan die mens wat ek moet wees, dat ek by hom kan wees tot in ewigheid. En hy gaan my verander. Ek kan dit nie doen nie. Hy verander my deur die werking van sy Heilige Gees. En deel daarvan is om goeie dinge te doen. Jy kan sê, wel, is dit regtig so belangrik? Ek moet mos maar net glo. Kom gister by die huis, ek sê vir my vrou, weet jy wat kos hierdie teepot my? Hierdie teepot kos my, ek het vir haar gesê, ek dink R20 meer as wat hy my moes gekos het. Maar ek dink dit is meer gewees. Want ek ry nou al met 'n sak geld met my saam, sodat ek dit kan uitdeel. En nie te veel nie, dat ek weet hulle doen nie kwaad daarmee. Of iets kan gee. Jy moet goeie dinge doen. Jy moet vir jouself sê, wat doen jy wat goed is? Waar maak jy 'n verskil? Iemand sê nou die dag vir my, ek gaan 'n klomp sinke koop. Ek sê, joh, ek weet nie of dit die regte ding is om te doen nie. Om 'n klomp sinke te koop en vir mense net te gee nie. Ervaring het my geleer, dit het nie vir my gewerk nie. Maar as dit is wat jy voel,
dan moet jy maar net seker maak van 'n klomp goed en ek het 'n bietjie raad gegee. Wat ek vra jou in alle eerlikheid. Al is die beste wat jy probeer doen, is jy soms nie seker van. Jy het nou hier 100% die regte ding gedoen nie. Ek meen, ek gee nou nie daardie geld vir enige iemand wat by my kom nie. Dat ek dit ook sê, want ek het dit ook al in preke gesê, nee, moenie dit doen nie. Ek gee dit vir die mense wat bereid is om my bakkie op te pas. Ek gee dit vir iemand wat bereid is om te werk, want die Here sê ook, wie nie werk nie, moenie eet nie. Is dit nie? Paulus skryf dit tog uiteindelik vir Timoteus, so ek probeer regtig die Bybel uitleef. Maar ek probeer dinge doen wat goed is. As ek vir iemand sê, ek gaan jou terugbel, sy vir my sê, ek moet met jou praat, dan bel ek hom terug. Ek kom daarby uit. Jy moet goeie dinge doen. Watter goeie dinge doen jy? Omdat jy dankbaar is teenoor die Here. Jy kan my voorbeelde kritiseer. Maar my vraag is, wat doen jy? En jy moet goeie dinge kan sien wat jy in jou lewe doen, waar jy 'n verskil maak, of probeer om 'n verskil te maak. Gaan ek myself daardeur red? Dis absoluut nie my bedoeling nie. Gaan ek 'n perfekte mens word? Nie eers amper nie. Ek gaan nie. Ek wil net daarmee vir die Here wys, ek hoor hom. Ek hoor hom wanneer ek my Bybel vat en ek lees. Ek lees nou die oggend, gisteroggend weer 'n keer, ek lees uit my Bybel, Esegiel onder andere, en ek sê, maar hierdie is so belangrik, ek moet dit met die kinders deel. Hierdie heel eerste hoofstuk wat ek lees, is so belangrik, ek moet dit met en ek skryf vir hulle. So die ding wat hulle mee wakker geword het, was 'n boodskap van hulle pa af oor Esegiel. En gesê, gaan doen jy sulke dinge, deel jy dit, praat jy daaroor, raak dit jou aan. Dit is baie belangrik, broer en suster, dat ons dus uitkom by 'n lewe wat uiteindelik wys dat ons groei. Ons gaan nie perfek word nie. Ek glo glad nie in perfeksionisme nie. Die charismatiese beweging, ek het onlangs 'n preek daaroor gehad dat mense gesê het, hulle doen nie meer sonde nie. Ek dink dan is jy blind. Dan sien jy nie meer jou sonde nie. Die Rooms-Katolieke het 'n baie interessante een. Hulle sê, jy kan soveel goeie werke doen, dat jy eintlik oor het, sodat jy vir ander mense kan gee. So, ja, dis waar hulle leer van die heiliges ook vandaan kom. Maar dit is natuurlik totaal onmoontlik. Hier op aarde, hoor maar ook my hart, broer en suster, ek hoop nie het my verkeerd gehoor nie. Die Bybel steek nie die sonde van Abraham weg, of van Isak, of van Jakob, of van Paulus, of van Dawid, of noem hulle maar almal. Die Here wys vir ons dat al hierdie mense was sondaars. Hoekom? Want jy is 'n sondaar en ek is 'n sondaar en jy kan skuldig voel oor sonde. Jy kan skuldig voel oor dinge wat jy gesê het of nie gesê het nie, of gedoen het of nie gedoen het nie. En dit kan jou verteer, dit kan jou klaar maak. Maar die Here wil vir ons wys, ons is nie volmaak nie. Onthou jy die ryk jong man? Die ryk jong man kom daar by die Here Jesus in Matteus 19 en blykbaar was hy regtig iemand wat baie hard probeer het. En die Here sê vir hom die wet, jy moet die wet onderhou. En hy sê, Here, ek doen. En hy het regtig hard probeer. En dan sê die Here vir hom uiteindelik, gaan en verkoop alles wat jy het en kom volg my, en hy kon nie. Want sy geld en sy goed was te belangrik vir hom. Hy kon nie eens die eerste gebod doen nie. So die Here sê vir hom, jy kon nie eers nommer 1 doen nie. Dis broer en suster, ons is nie een volmaak nie. Ons probeer. Ons wys vir die Here dat ons hom liefhet. En die wyse waarop ons wys, is op hierdie manier. Is uiteindelik deur in alle opsigte aan die Here gehoorsaam te probeer wees. En ek dink die punt is gemaak, hier het gehoor, dit begin hier in my hart. Die Heilige Gees help my om te sê, Here, ek het nou hierdie 2 preke gehoor, en dit het my aangeraak, en ek identifiseer met die skrywer van Psalm 119. Ek wil ook elkeen van u gebooie nakom. Help my, sodat ek vir u kan wys dat ek regtig dankbaar is. Amen. Kom ons dank saam.
Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie vir u liefde en vir u genade. Genade waarvan ons almal elke dag lewe. Wil u gee dat ons nie sal roem in onsself of dink dat ons onsself kan red nie, maar gee dat ons nederig en afhanklik van u sal bly. Ons bid, Here, dat ons alleen ons dankbaarheid vir u sal gee oor die regte rede. Wees naby elkeen van ons in ons daaglikse lewe. Laat ons die geleenthede raak sien wat u vir ons gee. Ons bid ons gebed in die naam van u Seun, ons Here Jesus Christus. Amen. Daar is geleentheid vir die diens van barmhartigheid. Ons sing saam, broer en suster. Ekskuus, ek sien. Ons sing saam Psalm 119 vers 39 en 40. Heer, u woord is my fakkel, wat sy ligglans voor my dra. Voor my, voor die duisternisse van my lewenspad verjaag. Het gesweer deur u ontferming, dit bevestig dat ek my van 'n wêreld nag omgewing deur die ligglans wil laat lei. Troos my nou met die beloftes, die spoede druk my neer. Laat my offers, my gebede, u behaaglik wees, o Heer, of my lewe in gevaar is, of die dood my al bedreig, kan u wet nie vergeet nie, soos my hart daartoe geneig. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Ek begin deur te lees. Ons gaan net 'n paar liedere saam sing, die van die wat 'n bietjie laat was. Nee, niemand spesiaal in
nie. Lukas 1, die geboorte van die Here Jesus in vers 26, en in die 6de maand is die engel Gabriël deur God gestuur na 'n stad in Galilea met die naam van Nasaret, na 'n maagd wat verloof was aan 'n man met die naam van Josef uit die huis van Dawid. En die naam van die maagd was Maria. En die engel het by haar binnegekom en gesê: "Wees gegroet, begenadigde, die Here is met jou, en is jy onder die vroue." En toe sy hom sien, was sy baie ontsteld oor sy woord, en sy het daaroor nagedink wat hierdie groet tog kon beteken. En die engel sê vir haar: "Moenie vrees nie, Maria, jy het genade by God gevind. En kyk, jy sal swanger word en 'n seun baar, en jy moet hom Jesus noem. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie." Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees, aangesien ek geen man het nie?" En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. En daarom sal die Heilige wat gebore word, seun van God genoem word." U kan bly sit terwyl ons sing. Ek wil die hoogste Heer met blye roemtaal eer, my redder en bewaker, 'n nederige staat, wou hy my nie verlaat, my God en zaligmaker, barmhartigheid verleen, hy deur geslagte heen, aan wie in godsvrees lewe, sy arm gedierig deur, tot krag dat opgebeer, is magtig hoog verhewe. Hy het sy bons bestel, vervul aan Israel, sy ewige heilsgedagte, ontferming toegeseg, aan Abraham sy knegt, tot verre nageslagte. Lied 348 vers 1. Stille nag, heilige nag, Jesus kind, lang verwag, lig uit die Vaderse ryk, word uit liefde aan mense gelyk, loof die hemelse kind, loof die hemelse kind. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keiser Augustus dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Sirenius gouverneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nasaret na Judea, na die stad van Dawid, wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was, om hom te laat inskrywe saam met Maria, die vrou aan wie hy hom verloof het, wat swanger was,
En terwyl hulle daar was, is die dae vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar, en hom toegedraai en in doeke, en hom in die krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Herders op die ope velde, het die nag die engle koor, met die blye evangelie, uit die hemel aangehoor. Om loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemle. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heere God, in die hoogste hemele. Ten slotte lees ek vir u Lukas 2 vers 8. En daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop veld gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in 'n krib lê. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van die hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehae. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. Nou kom ons stille nag van vrede onder die suiderkruis, wil stemme uit die ou verlede oor sterrevelde ruis. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Hoor jy hoe sag die klokke buier in eeue oue taal. Kyk selfs die nagtelike swye vertel die ou verhaal. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees in hierdie land, o Heer. Voel jy ook nou sy warm liefde, as ons die dag gedenk, toe hy sy seun aan ons geskenk het, ons grootste Kersgeskenk. Kersfees kom, Kersfees kom, gee aan God die eer. Skenk ons 'n helder somerkersfees
dankie Fred en baie dankie broer en suster. U kan saam met my gaan tee en koffie drink. Baie dankie.